saved a wretch like me. Amen. Amen. Weer 'n groot voorreg, liewe luisteraar, om in te kyk in die evangelie, in die Nuwe Testament, die regeringskap van Jesus Christus, wat na die aarde gekom het. Dit is so groot verandering wat plaasgevind het. Ons weet in die Ou Testament was die vyand oorheersend oor die mense in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament het Jesus Christus gekom om die heerskappy oor te neem. En dit is 'n geweldige verandering wat plaasgevind het. En dit is daarom wat die skrifte ons aanmoedig om na die Nuwe Testament te kyk en absoluut te sien watter heerlikheid vir die mens tevoorskyn gekom het in die Nuwe Testament. En die kruisboodskap te begin verkondig, dit wat die kruis gebring het, 'n totale verskillende realiteit as dit van die Ou Testament. In die Ou Testament was die mens verantwoordelik vir sy dade, en in die Nuwe Testament is dit die teenoorgestelde. Jesus Christus het gekom en totaal en al die heerskappy oorgeneem, sodat die mens nie meer deur sy eie pogings voortgaan nie, maar dat die mens op 'n plek gekom het waar hy nou net in die geloof moet staan, dit wat aan die kruis gebeur het. Jy moet sien hoe groot en heerlik hierdie evangelie is wat deur die kruis gekom het. So, dit is so 'n wye lering. Dit is verbasend hoe dat mense nog nooit by die realiteite van die kruis, of baie min mense ooit daarby uitgekom het. Om te sien wat alles verander het in die Nuwe Testament, van die Ou Testament af. So belangrik om in te kyk en die heerlikhede te sien, en te sien wat sê die Nuwe Testament van die Ou Testament. Sê dis 'n realiteit wat verbygegaan het, So dis absoluut belangrik dat ons in die nuwe realiteit, 'n nuwe kennis, nuwe heerskappy inkom, die heerskappy van Jesus Christus op aarde, waar hy volle heerskappy oorgeneem het. So belangrik. Ons lees byvoorbeeld in Romeine 5, hoe radikaal hy die heerskappy kom oorneem het. Hy kom om die wet te vervul. Jesus Christus kom om die wet te vervul, maar wat doen hy? Hy maak die wet baie strenger, sodat die mens moet sien dat die Ou Testament is verby. Jy sal nooit die wet kan onderhou nie. Jy kon hom nie onderhou soos wat hy was nie. Nou maak hy dit nog strenger. Nou, net daardie konsep is baie radikaal, want in die eerste plek het die heidene geen wet gehad nie. Jesus Christus het glad nie gekom vir die heidene op daardie stadium nie. Hy het gekom vir Israel, die uitverkore volk van God, die wet baie strenger gemaak. So radikaal anders is wat ons sou dink, natuurlik sou dink. Luister net 'n bietjie na Romeine 5 van vers 20 af. Hy sê maar die wet het bygekom, toe hy die heerskappy kom oorneem het, maak hy die wet bring hy die wet in en maak die wet nog strenger. Hy sê sodat die misdaad meer sou word. Ons konsep en ons idee was uitgekom om die sonde weg te neem. Maar
in die eerste plek het hy gekom om die sonde meer te maak, om die sonde meer krities te maak, sodat die mens kan sien in watter gevaarzone jy beweeg het. Dan bring hy die blye boodskap dat jy nie meer onder die wet is nie, maar hy bring 'n nuwe heerskappy, sy heerskappy. Luister nou net na die 20ste vers van Romeine 5. Hy sê, maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Dit wat hy gebring het, genade. Ons weet dat Johannes 1 is baie interessant. In Johannes 1 vers, ek kan so van vers 15 aflees. Hy sê, Johannes getuig van Jesus en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Radikale stelling. En uit sy volheid, die volheid van die Godheid, het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Vers 17, want die wet is deur Moses gegee, en genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, 'n nuwe heerskappy wat gekom het, deur genade en die waarheid. Vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. As jy na Jesus Christus kyk, dan sien jy wat God kom doen het op die aarde, wie hy is en hoe hy sake sou hanteer. En hy kom tentoonstel, Jesus Christus kom tentoonstel wie die Vader werklik is. Hy het dit so duidelik gestel, hy sê ek doen niks wat ek nie van die Vader gesien het. Ek spreek niks wat ek nie van die Vader gehoor het nie. So dit is so belangrik, mense, dat ons sien dat die groot God van die hemel het in die Nuwe Testament gekom, in die kruisdood van Jesus Christus, om 'n nuwe realiteit, 'n nuwe regeringskap in wording te stel. Ou Testament het die vyand nog basies regeer, maar in die Nuwe Testament het Jesus Christus hom tot nuut gemaak en uitgeklee, sodat hy geen seggenskap meer in die Nuwe Testament het nie. Enigste realiteit waar Satan nog iets kan bereik, is wanneer die mens hom toestemming gee om in en deur hulle te leef, deur die leuen, deur sonde en deur ongeregtigheid. Maar Jesus Christus regeer in die Nuwe Testament, en dan gaan hy baie verder. Hy sê sodat soos die sonde geheers het deur die dood, so ook genade kan heers deur geregtigheid. In die Nuwe Testament kom Jesus Christus om te heers, en hy heers deur geregtigheid. Watter geregtigheid? Hy kom deur vir die mens die geregtigheid van God te skenk, en dit te openbaar aan die mens, dat die mens 100% geregtig is. En daardie geregtigheid word die ewige lewe van die mens deur Jesus Christus. Die ewige werklikheid van die ewige lewe in Jesus Christus, as jy God se geregtigheid ontvang. Nie jou eie geregtigheid meer nie. Ons weet dit is duidelik uitgespel in byvoorbeeld Romeine 10, hoe dat Israel nie kon inbeweeg nie, omdat hulle nie die geregtigheid van God gesien het nie. En daar is tot vandag toe
mense wat nie verstaan waarom dit so radikaal is nie. Israel kon nie inbeweeg omdat hulle nie Jesus Christus erken het nie, en as jy hom nie erken nie, kan jy nie die geregtigheid van God ontvang nie, dis nie moontlik nie, want Jesus Christus het vir jou die geregtigheid van God gebring. En dit is so radikaal, dat as 'n mens byvoorbeeld na die skrifte kyk, 1 Korintiërs 1 vers 30, dan sê Jesus Christus het vir ons geword, die geregtigheid van God, die heiligheid van God, en die verlossing van God, dat hy 'n perfekte werk kom doen. Daar is niemand wat ooit sy werk enige skade kan aandoen nie. Maar dit werk net deur die geloof. Dit is vir die mens om dit te aanvaar of dit te verwerp. As jy dit aanvaar, gaan jy die blydskap en vrede in jou wese begin ondervind. Weet dat sonde nooit weer 'n impak op jou sal hê nie. Want 2 Korintiërs 5 vers 19 sê dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het en sonde nie weer aan ons sal toereken nie. Dit is so belangrik, mense, dat jy in 'n rustigheid, in die vrede van God op hierdie aarde kan begin leef. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Hierdie groot God wat in Jesus Christus gekom het, is totaal en al in beheer. Ons sien byvoorbeeld die radikaliteit daarvan, as hy byvoorbeeld vir Paulus in Handelinge 10 sê, ek sal jou wys hoeveel jy nog vir my sal moet ly, en hoe jy hierdie werklikheid, wat hy deur Paulus in 14 briewe in die Bybel kom openbaar het, dat jy daardie werklikheid jou eie kan maak en kan sien hoe kragtig die woord en die bystand en die lewe is wat Jesus Christus aan jou kom skenk het. 'n Totaal ander realiteit is wat ons ooit aangedink het. Galasiërs 2 vers 20, nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus Christus wat nou in my lewe. Kolossense 3 vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, verskyn, sal ons saam met hom verskyn. Is so belangrik, mense, dan sit Paulus vir jare in die tronk, en ek het dit al baie genoem, sit hy vir jare in die tronk, en hy's doodkalm, doodbedaard, hy weet, Jesus Christus is nou sy lewe, en hy sal absoluut daardie lewe bewys, dat daardie lewe bly en hou stand teen die moeilikste omstandighede. En hy bly in daai tronke vir lang periodes. En dan skryf hy byvoorbeeld soos in Galasiërs 5 vers 1, vir die broeders daar buite wat in hulle vryheid is. Broeders, staan nou, moenie in die wêreldse realiteite staan nie. Moenie onder 'n ander regeringskap nou weer ingaan nie. Bly in die realiteit van die verborgenheid van die evangelie, dat Jesus Christus is nou jou lewe. Nie 'n veranderde lewe nie. 'n splinter nuwe lewe. Nie 'n veranderde lewe soos wat dit baie lang vir jare verkondig was nie. Nee, glad nie 'n veranderde lewe nie. Nie 'n ou lewe wat dood was in sy sonde en ongeregtigheid en nou ewe skielik die geregtigheid van God nie. Nee, dis nie dit nie. Dis 'n splinter nuwe lewe. Jesus Christus kom van God af, bring die nuwe lewe na die aarde. En hy skenk ons sy lewe. Hy kom lewe in en deur ons. Daarom sê Romeine 8 vers 11, reken julle self nou dood. Moenie langer in die dood lewe nie.
maar sien die lewe, laat Christus nou in en deur jou lewe. Laat die skrif toe, kyk in die skrifte. Wat sê die skrifte nou? Hoe werk dit? Hy sê, soos jy luister na hierdie groot en heerlike evangelie, sal jou verstand vernuwe word. Jy vernuwe nie jou verstand nie. Jou verstand word vernuwe deur die kennis van die woord. Dit is 'n realiteit wat ons duidelik moet verstaan. God het nooit iets van die mens gevra wat hy nie aan die mens beskikbaar gestel het nie. Hy het bekering vir jou geskenk. Hy het 'n genade vir jou geskenk. Hy het heiligheid, geregtigheid, verlossing, wat jy ook al aan kan dink, het hy vir jou geskenk, want dis sy lewe. Hy het dit vir jou geword. 1 Korintiërs 1:30. Hy het dit vir jou geword. Jy kan nie meer op jou ou lewe staat maak nie. Jy moet so dankbaar wees dat daardie lewe wat dood was deur die sonde en ongeregtigheid, dat dit nou van jou verwyder is en dat jy nou 'n splinter nuwe lewe het. Dis so belangrik, mense. En dan begin jy sien hoe dat Christus gekom het om 'n heerskappy oor te neem in die Nuwe Testament. Nie meer die vyand se heerskappy in die Ou Testament nie, maar nou 'n nuwe realiteit in die Nuwe Testament. Sy heerlikheid wat hy gebring het. Miskien moet ek net gou so 'n bietjie daarna weer vir u terugverwys. Hy sê, terwyl ons dan hierdie hoop het, dat Christus nou jou lewe is, dat jy nie meer leef nie, maar dat Christus nou deur jou leef. Hy sê, terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel, die Ou Testament, sodat die kinders van Israel nie kon die oë vestig op die einde wat moes vergaan. Ou Testament wat moes vergaan. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe, kan jy dink hoe pertinent bring God die evangelie vir jou en my in hierdie moderne tyd. Hy sê, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe, bly by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. In die Ou Testament was jy verantwoordelik vir jou dade en vir jou sonde. Maar in die Nuwe Testament kom Christus en hy neem alle verantwoordelikheid oor. Neem die sonde weg en gee vir jou 'n nuwe lewe, 'n lewe wat nie meer kan sondig nie. Ek wil vir u tog nog 'n skrifgie lees. So belangrik, skrifte wat ons nooit gehoor het. Ek kom vir jare en jare deur die kerke. En ons het nooit hierdie skrifte gehoor. Nooit was dit aan ons voorgehou nie. Luister net wat sê 1 Johannes 3. En u moet dit noteer, sodat u meer en meer daar kan kyk en dat u vrae beantwoord kan kry in die skrifte. So, hy sê in 1 Johannes 3, vers 9, hy sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad, omdat God se saad, Jesus Christus, in jou bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. As jy dit beter wil verstaan, dan moet ek gou vir jou nog weer 'n ander skrifgie lees, en dis belangrik dat ons daarna kyk, sodat dat ons nie verdwaal raak deur die skrifte nie. Efesiërs 1, vers 13. Dis nou julle die Nuwe Testamentiese mense.
Dit wat vandag in hierdie moderne tyd van geldig is, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, 'n nuwe woord, ou woord het verbygegaan, 'n nuwe woord, die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, dat julle gered is, dat die groot God van die hemel gekom het en julle kom red het. 'n pertinente realiteit, iets wat hy kom doen het, wat onveranderlik is. As hy jou gered het, het hy jou gered. Die enigste verantwoordelikheid lê nou by jou, of jy die redding gaan aanvaar en dit dan ervaar, of dit gaan verwerp en die ewigheid mis. Dit is so belangrik, mense, dat ons sien dat God se gawes aan ons is onberoulik. So, luister na die 13de vers. Hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het. Jy moet die nuwe realiteite glo. Verseël is met die Heilige Gees van belofte. Nou is jou gees verseël, sodat geen sonde ooit meer daar kan indring nie, in jou gees nie. En dis net jou gees wat gered word, want die vlees bly in elk geval agter, wanneer jy weggaan. Dis so belangrik, mense, dat jy tot die realiteit kom van 'n 100% verloste gees, jou 'n gees wat vir ewig in hierdie realiteit van God se volmaakte redding wat hy vir jou gebring het, gesetel is, en nie meer in jou natuurlike denke nie, maar absoluut in die woord van God, sodat die woord van God vir jou 'n ewige werklikheid kan wees, 'n ewige fondasie, 'n sterk fondasie, dat die skrifte vir jou absoluut daardie fondasie is, wat al sou die storms kom, al sou wat gebeur, dat jou redding en verlossing hou stand deur die moeilikste omstandighede, soos wat ek nou genoem het, Paulus in die tronke dit ondervind het, dat hy vir jare in die moeilikste omstandighede sit, maar die heerlikheid, die blydskap, die vrede van God oorheers al die tyd in sy lewe, omdat dit nie meer sy ou lewe is nie, maar die lewe van Jesus Christus in hom. Prys sy groot naam vir so groot verlossing. Amen. I'm found was blind, but now